Welcome viewers to this week's edition of Brave Namibia, where we meet well-known and lesser-known Namibians. In our first clip today, Elizabeth Kaibes chatted to Victoria Williamson of the Enigma Escape Room in Windhoek. My name is Victoria and I'm the owner and creator of Enigma Escape Room. Enigma was created in 2023. We decided to create this company because we saw that there was a gap in the market, especially for team building and for adults alike, not really offering much in the country other than the general going out party or putt-putt. So we decided to create Enigma, seeing that no escape room existed in the country yet. We decided to create this to offer it specifically for corporate clients and team building, but something fun for adults to do that immerses you into a different life, a different reality, something completely different that Namibians, I think, up to date have not really experienced. I myself have been running companies for quite a while before I opened the escape room. My partner was the one to push me to create the company. He always advised me to rather break away from the general 8 to 5, which we all are used to rather have a little bit more freedom in life and something that creates more excitement in life. Therefore, we've created Enigma, something very fun and challenging for us as owners, as it is ever changing. It's never the typical 9 to 5, same, something completely different every day, meeting different people every day, and getting to laugh at everybody playing the game. That's one highlight of our game life. And thus far, it's been going great. Companies have been flooding in, and that's specifically who we have been targeting, because for companies there hasn't been much to offer in terms of team building. Most of the people do the typical rope tug or the whisper story, whereas this is something completely different, which actually brings your team together and makes people butt heads and work together as a group, rather than your typical team building where nobody really gets to know each other, nobody really gets to bond as a team, where they rather get together for an hour and then go back to their normal life. This, in a different aspect, would teach you how to really get to know the person that you locked in the room with, how to work together at problem solving and to collaborate as a team, and especially in form of communication, that when you leave our building, you feel empowered as a team and you feel much closer than you were when you walked in these doors. That's more or less a background on Enigma and why we created it. What is an escape room? As Namibians, we are the only escape room in the entire country thus far. So many people don't really know what an escape room is or haven't experienced an escape room before. The idea of it is a group of people or a company would essentially bring their team here. In the rooms, we have up to 2 to 7 players per team, which means per booking, 2 to 7 people would arrive. Those team members would essentially be locked in a room literally for an hour. Within that hour, this team would have to work together to try and beat a series of puzzles which they will stumble upon in the game, which will then lead them to the one puzzle and the next puzzle, etc., until hopefully they manage to escape all of the puzzles within their time frame. Players are granted, like I said, 1 hour to escape the room. If they don't manage to escape the room within the hour, unfortunately at that stage they've lost. If, however, they manage to make it out within the hour, automatic success and ego boost for that team. Teams would have to focus on one task at a time, collaborate and communicate to solve various puzzles, clues, or riddles within the room, which would then lead them to success. In our rooms, we have different themes. Currently, we have 2 active rooms. Our first level is level 1 Asylum Escape Room. This level is more of a scary vibe, but essential for everyone to play, as this room would teach you what a real escape room is. Due to the fact that most Namibians have never played an escape room before, they don't really know how escape rooms work. Therefore, we've created this first room, which will essentially teach them what to expect for level 2, which is called Nuclear Escape. This is a real escape room in that people only have their 10 clues, which they can use to escape the room essentially. In the first room, you've got 10 clues and extra assistance. The first room's theme is set in a doctor's office
where team members would have to solve a mystery of which happened within that office. The second room, Nuclear Escape, is easily explained. If you can imagine a nuclear room in a movie, that's more or less what you can expect with that one. There you would have to save the world against nuclear detonation. Our third room will be Prison Escape. That room might launch in 2025. However, for now, we don't have an official launch date. A message for all fellow entrepreneurs that are like-minded and want to create something different. I want to give you a bit of background from myself. I've been running companies for about 10 years before I created Enigma Escape Room, and I only created this due to the fact that my partner pushed me to create something. Our idea was to have a little more freedom in life rather than the typical 8 to 5 where we all find ourselves slaving away. But it's easier said than done in terms of what do I do? Where do I get the money from? What am I going to find? Just try and find a gap in the market and remember that your beliefs are limited by your mind and you can accomplish so much more as long as you just push yourself through it, immerse yourself into that mindset of I can, no matter how hard it may seem, no matter how tough the end result may seem or how impossible it may seem in the moment, it is always possible, and every single human being has something to bring to the table. Find a gap in the market, see something that the country needs, speak to the people, find out what they would like to have. And it doesn't require millions and millions of dollars to create a company. It simply requires dedication and a love for something. Find something, even if you don't see it in the moment. Try many different things, because without failure, success is impossible. So failure is definitely a must, and definitely try to keep your mind on a positive mindset to just see the future in the way it could be, not the way it is at the moment. Right now is not tomorrow, and tomorrow might be completely different if only you start with that first step. Next, we head to Swakopmund, where Adam Hartman spoke to Rina Geldenhuys on her experiences as a mom with a 4-year-old diagnosed with childhood dementia. Rina, kan jy vir ons meer vertel oor Rico se toestand? Wanneer het julle die eerste tekens opgemerk dat iets nie reg is? Rico is met frontal temporal dementia gediagnoseer laas jaar, maar die 20ste Maart. Maar ek as mamma het van geboorte af geweet dat is fout. Okay. Ek het dit geweet. Ek kon dit voel, ek kon dit sien. Ek het toetse laat doen, hy was in en uit die hospitaal uit en hulle kon net niks. Almal het gedink wat is die woord? Soek iets wat daar nie is. Okay. Maar ek het geweet dat was fout, tot ek Februarie laas jaar was, nie laas jaar nie, 23, was ek siek. En sy het geslaap, ek het daar by die nanny gelos en hy het saam met my gegaan. Ek is na 'n privaat dokter toe. En hy het my gesê, ek weet wat fout met jou, kry hierdie kind by 'n pediater. Ja. En ek het hom gevra, hoekom, wat gaan aan, toe sê hy vir my, sy koppie is groter as normaal. Nou, dit het ek geweet, maar dit het my nie en dis toe nou hoe dit begin het. Dit begin met autisme dalk en CT scans en die 20ste Maart toe word hy gediagnoseer met frontal lobe atrophy, frontal temporal dementia. Sure. Wat was jou reaksie toe jy die diagnose van demensie ontvang het en hoe het dit jou en jou gesin geraak? Ek kan onthou, het ek nie veel ag geslaan daarop, tot die aand wat dit rustig is en die kinders slaap en ek moet sê, nou sal mense vir my sê, jy is baie sterk. Maar daai eerste 2-3 weke, as 'n mens begin research doen oor dit en met jy weet, lees oor dit, wat toe slaan dit my so bietjie. Want op die einde van die dag weet almal wat dit is. Ja. Wat die uiteinde daarvan is. Ja. So dit het vir ons bietjie
'n bietjie, ja, maar dit het vir my sin gemaak. Toe het alles vir my sin gemaak, hoekom hy van kleins af so in en uit die hospitaal uit is, en net ewe skielik is daar weer iets niets, dan is daar weer absent seizures begin kry, en toe dit laas jaar in epilepsie gegaan, en die 6de Desember het hy focal seizures begin kry, so al hierdie goedjies begin vir 'n mens sin maak, as jy gaan lees oor dementia in mense. Net in 'n nutshell, hoe sou jy sy spesifieke dementia beskryf in 'n nutshell vir die gewone man op die straat, en ook jy praat van die uiteinde. Wat bedoel jy? Sy tipe dementia, kyk, dit is challenging, dit is baie challenging. Daar's elke dag iets anders. So jy kan nie vir iemand sê kyk daarvoor nie, want almal gaan nie dieselfde, maar met hom is dit hy gaan vorentoe en dan skielik weer baie agtertoe, soos hy was van die doeke af en dis hy weer terug op die doeke. Hy was van die bottel af, dis hy weer terug op. So hy's weer babietjie, maar ook groot kind op sy ouderdom. Hy het besig om mobility te verloor, hy sal loop en dan sak hy net in mekaar. So dit is want dit is die voorste gedeelte van sy brein wat geaffekteer is, wat doodgaan. Hy praat nie, hy het 'n vocabulary van miskien 10 woorde. So dis maar, jy kan nie vir iemand regtig verduidelik nie, want dit is anders met almal. Wat beteken hierdie tipe demensie vir Rico se daaglikse lewe? Hoe beïnvloed dit sy vermoë om te kommunikeer en sy alledaagse aktiwiteite? Hy het 'n fighting spirit, kom ek begin daar. Nee, hy probeer alles doen wat sy sussie kan doen, maar kan hy dit nie doen nie, maar dit affekteer hom, soos ek sê, hy verloor mobility, so party daar, hy is baie swak, party daar, ander kere sal hy vir dae lank net lê, hy net die krag het nie. Hy kan nie kommunikeer nie, hy is baie frustreerd. Ek meen enigiemand kan imagine as jy nie kan praat nie, jy kan nie sê wat jy voel, jy kan nie sê as jy seer het nie. So mense wat hom nie ken nie, dink hy is 'n baie stout kind, want sy enigste manier om vir jou te sê hy het seer of hy soek iets is deur om te huil. Party dae kan jy sien hy's verskriklik geaffekteer daarmee. Hy's nie 'n social kind nie, glad nie. So hy kan nie skooltjie, ons het al probeer skooltjie toe gaan, dit werkie. Ja, Dis nie 'n normale 3-4-jarige kind se lewe nie. Nee, glad nie. Ja. Ek meen jy verwag nie van 'n 3,5-jarige kind om eendag nog te speel en dan môre lê hy vir 2 dae net op een plek. Dit hy staan nie op nie. Maar dis soos hulle vir my gesê het, ek moet onthou hy fight 'n groot battle. So hy is moe. Wat is die grootste uitdagings wat jy as 'n ma in hierdie situasie ervaar en hoe hanteer jy dit? Ek dink ek kom sterker vir my, ek moet alles hanteer. Ek moet al die uitdagings aanvat. Ek moet uitfigure wat hy probeer sê. Ek moet uitfigure wat hy wil hê. Ek moet uitfigure waar sy pyn en ek moet dit doen. Want hy het my nodig. Ek moet sterk wees. Dis vir my 'n baie groot challenge om as hy 'n epileptiese aanval kry, moet ek wag tot dit verby is en jy kan nie breek nie, want hy het nodig dat hy moet sterk wees. As hy opgeneem word in die hospitaal, jy moet maar nou net fight vir hom. Dis vir my die challenge van alles is om sterk te bly staan vir hom, vir haar. Ja. Ek kan nie gaan vou nog enetjie wat nie aldag verstaan nie. En om te deel tussen hom en haar, hy het baie meer aandag nodig. Jy moet vir hom 24/7 oppas. Jy moet heeltyd, so dit is nogal
dit is nogal challenging om te kan split. Wat se suksesse het Rico al bereik ondanks sy toestand? Is daar spesifieke oomblikke wat vir jou uitstaan? Een spesifieke ding wat vir my uitstaan is uit sy eie taal, vingertaal, gelykies. Hy nou nog, elke dag is daar iets niets wat ons leer om het vir hom makliker te maak, om te verstaan wat hy soek. Hy sal vir my wys, as hy so maak, dan soek hy iets wat aan. Dan vat hy my na wat ook al. So ek weet as hy so maak, ek moet nou gaan, hy soek iets wat aan. Ja. Hy sal vir my so maak as hy wil eet. Okay. As hy sy bal soek, dan maak hy so hy het sy eie handgebare gemaak om te kan kommunikeer en sy eie sekere gelykies wat hy maak, weet ons nou al. Okay, hy soek dit of hy soek dit. Dit is vir my amazing. Ja. So klein ouderdom met sy kondisie om te kan sy eie goed ontwerp, laat ons moet verstaan, dat hy met my kan kommunikeer. Ja. En sy sussie ook, sy weet ook al van sekere van sy goed, dan vra ek partykeer vir haar wat soek hy, dan sê sy vir my wat hy soek, dan is presies dit wat hy soek. Wow. So dit is vir my amazing, dat hy dit, jy sal nie sommer sien dat iemand dit doen nie, hy leer ons nou maar die regte, hy maak sy eie en hy kan met ons so kommunikeer. Is daar enige spesifieke speletjies of movies of wat hou hy van die meeste? Hy is glad nie een vir TV nie. Okay. Maar baie behep, verskriklik oor hout. Ja. Hy sal nie met sy speelgoed sit te speel nie, behalwe as daar nie hout is nie, maar as daar hout is, kan hy vir hom vir ure besig hou met die hout. Ek het, eendag het ons hier so buite Williamsdal is so 'n koffieplekkie, so ons het eendag daar gestop en ek moes op die einde van die dag 2 sakke hout koop. So hy hou van braai. ja, hy is oor hout. Dis al wat jy van hom hoef te gee, dan is hy so gelukkig. Ja. Hy lê met sy hout in sy kot. Hy laai die hout in die kar as hy iewers moet ry. En as ons 'n sak hout neersit om te braai, dan gesit hy bo op dit, ons mag nie sy hout vat. Ja. Hoe het mense rondom jou, familie, vriende en die gemeenskap op julle situasie gereageer? Het jy genoeg ondersteuning? My eie familie, baie ondersteunend. Kyk, kinderdemensie is nie 'n ding wat ons ken nie. Ons het gereken, dis 'n ou mens siekte. Ja. En tot hy gediagnoseer is. Ek het, daar is mos nou obviously in die begin, voordat die mense begin verstaan het wat dit is, moeite gedoen het om moeite te doen om te besef en te luister en was dit maar 'n bietjie moeilik. Dit is tantrums en ek is nou alleen maar so almal het probeer help en almal het probeer uit kort maniere, jy weet, tot op 'n punt toe waarmee hulle oupa inteendeel gesit het en vir almal verduidelik het wat aangaan, wat dit is, hoe jy so 'n kind hanteer. So dit was challenging in die begin met ander, ek weet die publiek is nog nie, as ons ek kan nie met hom restaurante en besige plekke toe gaan nie, dit is vir hom verskriklik erg, maar die kere wat ons het wel doen, is daar mense wat vir hom lag, hy het nou 'n groter koppie as normaal, dan sal ek sommer opstaan en sê, jy 'n probleem, dit is sy kondisie, so as jy wil lag asseblief iewers anders, ek raak baie opstandig, Ja. Maar die wêreld is ge-educated. Dis die ding, is nie ge-educated. Ek het 'n baie groot support system. Baie mense weet nie eens dat kinderdemensie bestaan nie. Wat sou jy graag vir Namibiërs wil sê oor hierdie toestand? Dit is 'n verskriklike ding. So met enige ding, soos ek gesê het, ek het van babatjie tyd af, ek laat dokters en duisende rande betaal vir toets om uit te figure wat ek het geweet. So, as jy iets vermoed, gaan laat hulle kyk. Daar's niks, dit gaan jou niks skade doen om 'n kind deur 'n CT scan te sit. Sulke klein kindertjies verdoof hulle, sedate hulle doen die scan, dis 2 minute en is verby. Want dis 'n verskriklike ding, as 'n kind net heeltyd siek is, of daar's heeltyd iets,
laat kyk, want daar's mense wat kan help. Soos Oom Barry hulle. Ja. Hulle het vir my gedra. Dis nou van Alzheimer dementia. Yes. So, dis 'n verskriklike ding vir so klein mense, vir enige mens, maar vir so klein mense so. Daar's die antwoorde daar buite. As jy vra uit oor goed wat jou kind doen en vat, laat hulle kyk. Ja. Dit kan nie skade doen nie. Dis of dit is so of dit is nie so nie. Okay. Hoe kan die publiek help om kinders soos Rico en ander gesinne in soortgelyke situasies te ondersteun? Ek weet nie. Ek dink om jouself te educate as a bystander, as iemand daar, educate yourself net oor kinderdementia, want dis daar, dis werklik. Ja. Dis nie net 'n hoorsê ding nie, dit is daar. Educate yourself, want die kinders kry nie 'n skool wat met hom kan werk nie. Ons het dit probeer. Die mense het nie geduld vir dit nie, want hulle ken dit nie. Hulle lag vir hom, want hulle ken dit nie. Die mensdom moet hulle self educate aan dinge wat unreal klink. Ja. Want dit is nie onwerklik nie. Dis daar. Ja. Educate dit is al wat jy educate yourself with it. Wat is jou hoop en drome vir Rico se toekoms? Al wat ek hoop is dat hy nog genoeg krag in hom gaan hê om lank te beklei vir ons, want ons sal saam met hom beklei. Ek wil nie dat hy ly nie, want eventually op 'n call raak hulle almal op 'n punt waar hulle nie meer mobile is nie. Dit wat ons vir hom kan doen en hoe hard ons vir hom beklei, dit sal ons doen. Ek hoop en ek hoop net dis nie hy ly nie. Dis al. Ek kan nie meer sê as dit nie. Rina, dankie. Dankie vir die tyd. Thank you for tuning in today. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave@synergy.com.na.